Goeiemôre broers en susters, al die kinders, baie hartlik welkom. Ons gebed is dat die Here ook deur sy woord en deur sy gees vir ons elkeen sal kom ontmoet. Vir ons voorbidding, ons het hierop vir Tannie Ruth Grindling, ons bid nog steeds vir haar. Ons bid steeds vir Erika Strydom, vir Tannie Magriet. Met Tannie Magriet gaan dit al heel wat beter. So ons dank die Here daarvoor. Tannie Ruth het ook al bietjie herstel. En dan, daar's 'n klomp mense wat ek van hoor wat griep het en siek is met hierdie winterverkoues en met hoes en met allerhande dinge. So ons wil graag vir julle almal bid en vra dat die Here vir julle elkeen ryklik sal seën. Dit is vandag Pinksterdag. Ons herinner onsself aan die uitstorting van die Heilige Gees. Pinkster is vir ons 'n fees wat aansluit by die Ou Testament, gaan oor die oesfees, dit word ook die fees van die weke genoem. Dit is normaalweg 50 dae na die een Paasfees, die oesfees wat daar begin het. So by ons is dit 50 dae na die opstanding van die Here Jesus, is Pinkster, wat beteken, ons dink aan die oes wat ingesamel word vir die Here Jesus. Dat hy sy gees vir ons gestuur het, en dat ons deur sy gees werklik ook sal lewe en kan lewe. So vanmôre gaan dit spesifiek oor die Heilige Gees, die uitstorting van die Gees, en ook die betekenis daarvan in ons elkeen se lewe. Ek het hierdie prentjie saamgebring, wat ons nou al hierdie hele tyd, Pinkstertyd, al gesien het. 'n prentjie wat die uitstorting van die Heilige Gees simboliseer, die Gees wat gekom het soos 'n duif op die Here Jesus toe hy gedoop is, maar die Gees wat dan ook kom deur die Here Jesus met die kleur van vuur ook in ons lewe. So kom ons raak net bewus van ons behoeftes en van dit wat ons nodig het. Ek gaan voor en dan antwoord die gemeente ook daarna. God sal sy Gees laat kom op al die mense. Ons seuns en ons dogters sal as profete optree. Ons ou mense sal drome droom. Ons jongmans sal visioene sien. In daardie tyd sal ek my Gees laat kom, selfs op die wat nie in aansien is nie. Strome lewende water sal uit ons binneste vloei. Geliefdes, ons gaan 'n paar verse lees uit Matteus hoofstuk 3. Ons gaan daar lees van vers 11 af, vers 11 en vers 12 van Matteus hoofstuk 3. Die konteks van hierdie gedeelte wat ons saam lees, is die prediking van Johannes die Doper. Johannes wat begin preek het en vir die mense gesê het, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. En dan begin hy om mense te doop met die bekeringsdoop. En dan op 'n stadium, wanneer die Fariseërs en die Sadduseërs kom, dan sê Johannes vir hulle, omdat hulle gesindheid nie reg was nie, julle is slange. En dan sê hy, dra liewer die vrugte wat bewys dat jy tot bekering gekom het, en moenie op jou tradisie staat maak en op jou eie mens wees staat maak nie.
Want die oordeel van die Here het gekom en die byl lê teen die boom se wortels. En elke boom wat nie vrug dra nie, word uitgekap. So dit is die konteks van hierdie gedeelte wat ons ook gaan saam lees. So kom ons buig net ons hoofde so voor die Here. Hemelse Vader, Heilige Gees, Here Jesus, U wat God drie-enig is, U wat die Skepper God is, U wat die Verlosser God is, U wat die Trooster God is. Ons aanbid U vanmôre. En ons gebed is, Vader, Seun en Gees, dat U met krag ook in ons lewens sal kom werk. En dat U besig sal wees in ons lewens. Dat ons U teenwoordigheid en U krag sal beleef en sal ervaar, dat ons U sal ken, elke dag dieper en dieper, dat ons meer en meer gevorm sal word na die beeld van die Here Jesus, en dat ons meer en meer deur die kragtige inwoning van die Heilige Gees sal lewe. Vader, as ons die konteks van hierdie gedeelte in gedagte hou, dan hoor ons dat U ons oproep om in ons gedagtes en ons gesindheid en in ons diepste wese 'n omkeer te maak. 'n Omkeer wat sal blywend wees. Want U sê, as ons lewe nie vrug dra nie, as dit vrugloos is, dan sal U oordeel oor ons wees en oor ons kom. Heilige Gees, skep in ons as 'n gemeente, skep in ons as leiers in hierdie gemeente, skep in ons wat hier in hierdie gemeenskap die lig van Christus moet wees. Skep in ons 'n diep honger, 'n dors na die kragtige werking en vertroosting van die Heilige Gees in ons lewe. En ons gebed is, Vader, dat U self deur U Gees ons sal ontmoet, soos wat U woord dit vir ons kom sê. Ons wil graag vanmôre U woorde hoor, in Jesus se naam wil ons dit vra. Amen. Geliefdes, ons gaan net hierdie gedeelte lees, Matteus hoofstuk 3, vers 11 en vers 12. Johannes sê vir die Jode en die mense wat hy kom bedien het, ek doop julle wel met water, omdat julle bekeer het. Maar hy wat na my kom, is my meerdere. Ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Hy het sy skop in sy hand. Hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak. Sy koring sal hy na die skuur toe bring, maar die kaf sal hy met 'n onblusbare vuur verbrand. Johannes sê, ek doop julle met water, maar hy wat na my kom, ek is nie waardig om die laagste slawewerk teenoor hom te verrig nie. Hy sal kom en julle doop met die Gees en hy sal julle doop met vuur. En hy staan met sy skop in sy hand. Ek wil graag vir julle so 'n kort videoetjie wys vanmôre. Want ek hoop dat dit vir ons help om iets te verstaan. Daar's nie klank nie, daar is net 'n beeld, so ek hoop dat julle die beeld mooi kan sien van wat hier gebeur.
Dit is 'n baie kort video wat vir ons wys hoe iemand 'n wit broek kleur sodat dit 'n blou broek word. Nou geliefdes, en 'n mens sou dadelik vir jouself kan vra, wat het dit nou te doen met die skrif? Wanneer ons dink aan die Heilige Gees, dan is ons tema vanmôre die belofte en die vervulling. Die Heilige Gees is hier. Belofte en vervulling, die Heilige Gees is hier. Hierdie gedeelte het vir ons baie mooi kom sê. Johannes sê, ek doop julle met water, maar hy wat na my kom, sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Hierdie woord doop speel 'n baie belangrike rol in hierdie gedeelte. Nou wat beteken dit om te doop? Om te doop beteken om iets, byvoorbeeld 'n wit broek, in die water, in die kleursel te druk en te sorg dat die kleursel oralster deur die weefsel van hierdie broek beweeg, sodat die broek die kleur van die kleursel kan aanneem. Dit is om te doop. Dit is wat die Griekse woord beteken. Natuurlik word dit ook in die skrif gebruik wanneer Johannes doop daar by die Jordaanrivier, en dan word dit gebruik waar daar gesimboliseer word dat iemand wat vol sonde is en vuil is, in die rivier onder die water gaan, sodat die water oor hierdie persoon kan spoel, en dan gaan hierdie persoon sy ou lewe laat afwas, en dan staan hy op tot 'n nuwe lewe in Christus, skoon gewas. So as ek 'n Afrikaanse woord kan gebruik om die doop met ander woorde te probeer omskryf, dan beteken dit om iets te deurweek, om iets heeltemal onder die water in te dompel, sodat dit deurweek word met die kleur waarmee jy die kledingstuk graag wil kleur. So as die Here Jesus hier sê, of Johannes sê, Jesus kom, en hy sal ons heeltemal deurweek, deurdrink met die Heilige Gees, dan het ek gedink, is dit belangrik dat ek en jy hoor dat dit God se belofte is, hierdie belofte van nuwe lewe, hierdie belofte van oorgawe, hierdie belofte van bekering, dat ek my ou lewe af lê en dat ek in 'n nuwe lewe saam met die Here kan inbeweeg. Dit is 'n belofte wat God gee uit die Ou Testament, wanneer hy alreeds in Joël 2 met sy volk kom praat. En in Joël 2, ons het dit net nou by die fotum deel daarvan opgesê, sê hy, dit sal gebeur dat ek my gees laat kom op al die mense, en julle seuns en julle dogters sal as profete optree, en julle ou mense sal drome droom, en julle jong man sal visioene sien, en in daardie tyd sal ek my gees laat kom, selfs op die wat nie in aansien is nie. Met ander woorde, almal wat kinders van die Here is, sal deur die Gees van God deurdrink word. Die jong mense, seuns en dogters, sal soos profete optree, hulle sal begin praat deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Ou mense sal drome droom, en dit is nou nie om te droom van die verlede, hoe jy ossewa gery het, of iets in daardie lyn nie.
Dit is om te droom van die boodskap en die teenwoordigheid van God, wat in jou lewe en in die lewe van die mense, sy kinders en gemeenskap sal wees. Die Heilige Gees kom oor alle mense. Almal wat aan God behoort, het deel aan hierdie belofte, hierdie nuwe lewe, wat in Christus na my en na jou toe kom. Sien, ons kan gaan lees in Esegiel 36 en Esegiel 37, ek het nou hier op die bord geskryf, Esegiel 37 vers 1 tot 14, dit is waar Esegiel 'n visioen sien van 'n vallei met dorre, dooie, songebleikte bene. En waar hy die opdrag kry om te profeteer dat daar lewe kom. Sien, want dit haak nou aan Esegiel 36 waar die Here gesê het, ek sal vir julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee, en ek sal die kliphart uit jou binneste uithaal, en ek sal vir jou 'n vleishart gee. Ek sal die hardheid uit jou uithaal, die ongehoorsaamheid, en vir jou 'n hart gee, wat kan klop na die Vader se hart. Esegiel 37 van vers 14 af, sê die Here vir Esegiel, sê vir die mense, julle sê, ons is uitgedroog, ons het geen hoop meer nie, dit is klaar met ons. Met ander woorde, ons is dood. Niks kan ons tot lewe bring nie. Niks kan ons gereed maak om God se woord te leef en te hoor, en daarin die lewe te ontvang nie. En dan sê die Here het my om die bene laat loop. Nee, ekskuus, dis die vorige gedeelte. Wanneer ek my gees in julle gee, sal ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk. En ek sal julle terugbring na die land Israel toe. Wanneer ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk, sal julle besef dat ek die Here is. Ek sal my gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. En julle sal in julle land, en ek sal julle in julle land laat woon. Ek sal my gees in julle laat kom, en julle sal lewe. Dis ook wat Johannes 7 sê, wanneer Johannes kom uitroep hier op die loofhuttefees, op die Paasfees, die fees van die weke, die fees wat spesifiek daaroor gaan, dat daar nuwe lewe kom. Dan sê Johannes, in Johannes 7, Jesus het hard uitgeroep, as iemand dors het, laat hom na my toe kom, en drink, en met die een wat in my glo, so is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit my binneste vloei. Hiermee het hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie. So daar is beloftes dat God sê, ek kom die doodsheid in julle wegneem, ek kom my Gees in julle binneste gee, sodat daar lewe kan kom in julle verhouding met my en met mekaar, en as volk van die Here en in die gemeenskap. En dit maak dat ek en jy 'n diep verlange het daarna, dat God sy beloftes ook in ons lewe sal laat gebeur. Die vraag is natuurlik, wanneer gaan dit gebeur, of wanneer het dit gebeur, of hoe dink ek en jy? En dan staan die woord en hy sê vir ons, soos in Matteus 3, soos ons gelees het, die Here Jesus Christus, wanneer hy kom, sal hy doop met die Heilige Gees. Met ander woorde, soos ek reeds gesê het, hy sal jou in die Gees indruk, sodat die Gees deur elke sel, deur elke deel van jou lewe beweeg, en in besit neem van jou ganse lewe. Nou, ons het vir mekaar gesê, donderdag aand, dat die Here ons geskep het as mens, liggaam, siel
en gees. So die Heilige Gees kom ons in ons liggaam en siel en gees deurdrenk. Maar as ons iets wil verstaan van die werking van die Gees, dan moet ons by ons siel begin. By ons gees begin. Want God se Gees kom saam met ons gees om deur ons ganse lewe te beweeg, sodat hy ons siel, wat ons gedagtes en ons begeertes en ons emosies en ons wil is, dat hy dit kan deurweek met sy teenwoordigheid en ook ons liggame, sodat ons op die ou end as totale mens in beheer van die Gees sal wees en deur die Gees sal lewe. Hierdie gedeelte sê, hy kom ook om ons te doop met vuur. Nou geliefdes, die doop met vuur kan vir ons twee dinge sê. Dit kan vir ons kom sê, dat God deur die Heilige Gees vuur in ons lewe bring, dat hy ons lewend maak, kragtig maak, dat hy vir ons soos wat jy 'n braaivleisvuur sou aansteek, om op die ou einde hitte te kry en jou vleis te kan braai. Net so kom die Gees om ons in ons binneste aan die brand te maak, wakker te maak, lewend te maak, ontvanklik te maak vir God in Jesus Christus. Die tweede ding sluit aan by die laaste gedeelte wat ons saam gelees het, wanneer daar staan dat die Here Jesus kom met sy skop in sy hand om die koring te dors. En nou dit was 'n instrument met tande, of dit was iets soos 'n graaf, of dit kon 'n sif of iets ook wees, waarin hulle die koring gegooi het, terwyl al die doppies en goed nog daarby is, en dan het hulle dit in die wind geskit en ingegooi, sodat al die kaf kan wegwaai, sodat al die gemors kan wegwaai, en net die egte saad kan oorbly. En nou sê hierdie gedeelte uit Matteus, so kom die Here Jesus, deur sy Gees, deur sy teenwoordigheid, om vir ons te laat lewe, aan die een kant, aan die ander kant, om die oordeel te bring. Die vuur van die Gees se oordeel, want hy verbrand die kaf met 'n ewige vuur, wat onblusbaar is. So die Gees kom, wanneer die Here Jesus sy Gees uitstort, wat vir ons ten volle deurdrenk, wat vir ons aan die brand kry vir die Here, maar wat ook die oordeel van God in ons lewe na vore bring. Daar is baie beloftes van vervulling in die skrif. Die groot gedeelte is Handelinge 2. Handelinge 2 vers 1 tot by vers 4. En ons weet mos nou wat staan daar in Handelinge 2, dat die disippels gaan wag het nadat die Here Jesus opgevaar het na die hemel, dat hulle gaan wag het in Jerusalem, daar in die bovertrek, en dat hulle bidend afgewag het dat die Gees sou uitstort, soos wat die Here Jesus dit beloof het. En dan gebeur dit op Pinksterdag. 'n geweldige rukwind, die geluid van 'n geweldige wind, en vlamme soos vuur. En dan word die Gees van God uitgestort. Dan kom Pinksterfees, die fees van die oes, die insameling, wat begin plaasvind in die koninkryk van God, waar hy uit elke volk en stam en taal en nasie mense na hom toe trek, en hulle deel van hom kom maak. Geliefdes, daar is in Handelinge nog ander gedeeltes wat ook daaroor praat. Byvoorbeeld Handelinge 11 vers 1 tot by vers 18. En dit is waar Petrus hierdie droom gehad het oor 'n doek wat uit die hemel uit afsak, met die onrein en die rein diere, en waar die Here vir hom telke male sê, slag en eet, Petrus. En waar daar in sy hart 'n weerstand kom om onrein diere te slag en te eet.
waar hy op die ou einde hoor dat die Here sê, die wat ek reinig, is nie meer onrein nie. Die wat ek heilig deur my bloed en deur my gees, is net soos julle as Jode heilig. Terwyl Petrus nou hier droom, kom daar manne by hom aan, wat daar van Kornelius se huis afkom. En dan sê hulle vir hom, die Here sê, ons moet jou bring. En wanneer Petrus by Kornelius in sy huis is, Kornelius is 'n Griek, hy's 'n heiden, hulle het die Here aanbid. En wanneer Petrus daar met hulle praat, kom die Gees weer en hy word vaardig oor daardie mense. Net soos op Pinksterdag. Hulle praat in tale, hulle is besig om te genesings te bring, hulle is besig om God te dien en deur die Gees te lewe. Die Gees van die Here is nie net vir Israelse mense, die wat in God glo in Israel nie, maar ook vir die Jode. Net soos wat Joel gesê het, alle mense sal deur die Gees bedien word. Geliefdes, dit sluit ook aan natuurlik by Handelinge 19, waar daar weer 'n geleentheid is, waar dieselfde proses gebeur. Efesiërs 4 vers 18, dit moet 5 wees, Efesiërs 5 vers 18 en 19, sê vir ons, wanneer die Here kom praat oor sy Gees wat gekom het, dan sê hy in hierdie gedeelte, julle moet julle self nie oorgee aan alkohol en drank nie, want daarmee gaan losbandigheid gepaard, maar gee julle self oor aan die Heilige Gees. Gee julle self oor aan die Heilige Gees. En dit sluit sekerlik aan by Lukas 11, vers 11 tot 13, waar die Here kom sê, as jy vra, sal jy kry, as jy klop, sal daar vir jou oopgemaak word, as jy soek, sal jy vind. En dan sê hy, ek sal die Gees gee vir die wat vra. Gee julle self oor aan die Heilige Gees. Vra, soek die werkinge van die Gees. Pleit by die Vader dat jy nie in jou gees dood sal bly nie, soos hierdie bene in die vallei wat Esegiel gesien het nie. Pleit by die Vader dat jy tot lewe sal kom in Christus deur die Gees. En dan sê Matteus vir ons, hy sal vir ons doop met die Gees. En dan sê 'n ander gedeelte vir ons, vir die wat in my glo, vir hulle sal ek die Gees gee. En oor hulle sal my Gees vaardig word. Die vraag bly vir my, in my lewe en in jou lewe, is jy honger na die werk van die Heilige Gees in jou lewe? Of is jy net tevrede om te kan sê, ag, ek het ernstig my lewe vir die Here gegee, so ek glo ek is op pad die hemel toe? Of is daar 'n honger, 'n begeerte, dat die Gees van God nie net in jou sal woon nie, maar jou gedrag sal bepaal, soos wat ons dit ook al vir mekaar hierdie week wat verby is gesê het, dat die Gees sal oorneem in jou lewe. Hierdie gedeelte in Efesiërs 5 vers 18, die Griekse werkwoord het 'n klomp belangrike goed. Hy sê in die heel eerste plek is dit 'n opdrag. Laat jou deur die Gees van God beheer word. Gee jouself aan die Gees. Met ander woorde, dis 'n opdrag. Gee jouself. Dit is ook in die passiewe vorm geskryf. Gee jouself nie sodat jy iets kan doen nie, maar sodat God aan jou en in jou iets kan doen. Die Gees in jou binneste kan gee om jou te deurdrenk. Hierdie werkwoordsvorm gaan daaroor dat ek en jy onsself tot beskikking van God stel en sê, Here,
Ek is honger. Ek vra dat U deur die Gees op goddelike, bonatuurlike manier ook in my kom werk. Hierdie werkwoord is teenwoordige tyd. Teenwoordige tyd, maar dit is in hierdie teenwoordige tyd geskryf, wat vir ons wil sê, dis iets wat begin, maar wat dan aanhou en aanhou en aanhou en aanhou. So gee jouself oor aan die Heilige Gees, sodat die Gees in jou kan inkom en kan bly in jou kan oorneem. Daar is 'n begin, maar dan is dit 'n aanhoudende iets wat met jou gebeur. Net soos hierdie wit broek wat in die blou kleurstof gedruk is, en wat daar gelos is sodat die kleurstof kan deurweek en deurtrek, en as die vrou dit uithaal uit hierdie kleurstof, dan het die broek permanent blou geword. Geliefdes, en hierdie werkswoord is ook 'n meervoud. Dit is nie net vir 'n dominee nie, dit is nie net vir 'n kerkraadslid nie. Dit is nie net vir iemand wat vreeslik belangrik is nie. Soos wat die woord dit vir ons kom sê, dit is vir elke een. Elke een, so dis meervoud. Gee julle self oor aan die Heilige Gees en laat die Gees julle vervul. Met ander woorde, volmaak. Net soos op Pinksterdag, sodat julle kragtig kan lewe en die dood in julle kan verdwyn, sodat soos wat Jesegiel dit sê in Jesegiel 37, sodat jy uit die graf van jou doodwees kan opstaan en uitkom en jou lewe vervullend in die teenwoordigheid van God sal wees. Vader, ons kom na U toe. Ons gee onsself oor. Heilige Gees, kom beweeg in ons. U sê in U woord, op baie plekke, U beweeg soos die wind. Ons hoor die wind, ons sien nie die wind nie, maar ons hoor die Gees se werkinge, soos mense getuig van U kragtige teenwoordigheid. Kom, o Heilige Gees, soos wat ons dit al gesing het, kom met U volheid. Kom, o Heilige Gees, Gees van die waarheid, gee ons die klop van die Vader se hart. Help ons om sy stem te leer ken. Help ons om so in Christus te glo en aan hom gebonde te wees, dat die Gees ook sal werksaam wees in ons lewe. Here Jesus, kom en stort U Gees uit. Ja, U Gees is uitgestort op Pinksterdag. Maar ons het 'n behoefte dat U Gees steeds kragtig ook in hierdie gemeente en in hierdie gemeenskap en elke lidmaat teenwoordig sal wees. Kom doen dit, Here. Ons vra dit in U wonderlike naam. Amen. Geliefdes, mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees en siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees, wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Amen. 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 Geliefdes, die Gees sal die dryfkrag wees in jou lewe. Geniet hierdie week, mag die Here vir julle seën. Ek wil julle uitnooi om koffie te kom drink of iets hier in die konsistorie en dan ook die vergadering rondom die fees, lentefees. Geniet julle dag vorentoe in julle week.